ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 422. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou u dalk belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel. Dis 'n A5 boek, so dik, amper 500 bladsye. 13 jaar van my lewe in daai boek, so daar's inligting daar wat jy dalk nog nooit van gehoor het nie. Dis uiters noodsaaklik om dit vir iemand te gee om by Jaffa uit te kom. So dis 'n goeie geskenk vir iemand, vir 'n jong mens ook. En ook vir iemand wat 'n geliefde aan die dood afgegee het. Want dis wat ons daar geberei. Die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. Dis belangrik om te weet. Sou jy belangstel, kan jy my kontak op my WhatsApp nommer 0722 367 124 of jy gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Soos hierbo. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, jy is verskriklik welkom, gaan na deel 1 toe, gaan reg voor. Begin by deel 1, maar die reeks 'n magdom inligting gemis. Uit is noodsaaklik dat die inteken op die YouTube kanaal, ons noem dit subscribe, sodat u die verskillende kennisgewings van ons studies kan ontvang, as ook natuurlik ons TikTok boodskappe 5 dae 'n week, maandag tot Vrydag. Stuur die kontak vir die vriende en die kennisses, hierdie reeks is lewensveranderend. Maar seker dat jy 'n skryfblok, pen en papier byderhand het en dat jy gereed is om 'n seën uit Vader Jaffa se hande te ontvang. Kom ons bid saam. Ons is so dankbaar dat ons vanmôre na die troon van genade kan kom en weet, Vader, dat die woord sê u die aarde in die palm van die hand. Maar steeds wil u met ons as mens 'n verhouding hê. Ek wil sê dankie vir die genadebloed van Jaffa wat ons vrygemaak het en vrygekoop het van ons sondes en ons ongeregtigheid. Dat ons vanmôre deur Jaffa in 'n verhouding met u kan staan. Gelei en geleer deur die Ruach HaKodesh in elke opsig. Wat u wees en wat u wil in ons lewens is. Gee ons vanmôre ontvanklike sielste mensies en geestelike ore om te hoor wat u vir ons wil sê. Bid salf die woord, benad dit met die Ruach HaKodesh. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. En elke Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u, en as nie net die studie nie, maar die sessie, die saam wees, die saam deel, die saam bid, die saam die salwing saam ervaar. Dis wat belangrik is. Om ons soos 'n legkaart stukkie vir stukkie bymekaar uit te bring en in te weef, om tot hierdie massiewe, verskriklike groot evangelie wat oor die wêreld besig is om los te bars, want Jaffa is besig. Meeste van u, soos die Engelsman sê, het nie 'n klou wat aan die gang is nie. Maar Jaffa weet. Want die woord sê, daar's blydskap in die hemel as een siel om tot hom bekeer. Terwyl Jaffa besig is, bid ek nog al die tyd vir een siel, elke dag. Want die woord sê, dat Jaffa sê, daar was elke dag by die gemeente van Jaffa bygevoeg. Halleluja. Spreuke 22 vers 17. Spreuke 22 17. Ek begin met my vingers, koning Salomo gee vir ons vandag baie goeie raad. Halleluja. Kom ons vat dit. Kom ons maak dit ons eie. Kom ons maak 'n deel van ons lewens in hierdie dag. Ek en Pastoor Rika het 'n ding wat ons nie doen nie. Ons probeer om nie ons te bekommerd oor die dag van môre nie.
Want die woord sê, môre sorg vir homself, lewe vir vandag. En dit het werklik pos gevat in ons lewens in 2012, toe Pastoor Rika gediagnoseer was met borskanker, lewerkanker, nierkanker, breinkanker, en hulle het fisies gesê, sy gaan dit nie maak 25 Desember nie, Kerstydperk nie. Dit het my baie hard geslaan, maar sy het net gesê, ek gaan nie sterf, omdat daai onkoloog gesê het, ek is die trek van kankers van bo tot onder nie. En dan onmiddellik haar borste verwyder het, en hulle moes om van die hen wat die kuikens lê, ontslae te raak, want dis waar sy die oorerflike barakke 2 kankers gehad. Maar ek deel dit met u vanmôre, want daar sit ander mense vanmôre, wat ook kankers het, wat ook siektes het, wat voel, Jaffa gee nie om vir hulle nie, hy gee om. Nou op daardie stadium het ons geleer, om vir vandag, en ons het 'n besluit geneem, as man en vrou gaan ons elke dag leef, die beste wat ons kan. Nou op daai stadium was ek besig met die Bybelgenootskap van Suid-Afrika teen daai 2016 verdraaide en korrupte Bybel wat so uitgekom het, Nuwe Afrikaanse Bybel, wat toe in 2020 uitgekom het, na ons hom geblokkeer het, met 3,5 miljoen mense wat met petisie onderteken het. Ons het 'n besluit geneem. Ons gaan vandag lewe, asof sy nie kanker het nie. Ons gaan vandag lewe, na die beste van ons vermoë. En dit beteken nie spandabelrag en dit was nie so gewees nie. Ons het nie geld in oorvloed gehad in die goed nie. Want ons het uit 'n bankrotskap uitgekom, paar jaar voor dit. En ons is nog besig om ons lewe te probeer regkry weer. Deur die genade van Jahwe. Maar ons keuse was, om nie te glo wat die spesialis of die onkoloog gesê het nie. Maar ons oog gefestig te hou op Jahwe, die volëinder van ons geloof. Jy weet, as ons net kan leer om gehoor te gee aan die woord en dit te glo soos wat dit geskryf staan. Die woord sê, lewe vir vandag. Maar lewe voluit vir vandag. Asof jy weet, jy kan sterf vandag. En dan, môre kan nie vir homself enigiets doen nie. So as ons wil iets vir die koninkryk van Jahwe doen, dan moet ons dit vandag doen. As ons wil betrokke raak in hierdie bediening, op welke wyse Jahwe jou wil gebruik, dan is dit nou die regte tyd om betrokke te raak. Ons almal is geroep as evangeliste. En ons moet kies of ons die vloek wat oor ons uitgespreek word, wil vat en vertroetel, of ons sê net, dis nie vir ons nie. Ons stuur dit terug waar dit vandaan kom, al is al die simptome daarso. Al die simptome is daarso. Ons aanvaar dit nie. Hoekom? Jahwe kan nog steeds 'n wonderwerk doen. Vir my boeties en my sissies, ons Jahwiste, julle wat kankers het, Jahwe bly in beheer. Jy lewe vandag nog steeds. Doen die beste vir sy koninkryk vandag wat jy kan doen. Ons ook, ons is in die ouderdom waar mense om ons sterf. Mense is besig om ons te sterf. En ons sê elke dag, die feit dat ons vandag lewe, is dat Jahwe het 'n plan vir ons vir hierdie dag. En dis hoekom ons tot watter tyd in die nagte opneem, studies doen, voorbereiding doen, navorsing doen, boeke skryf, en. Ander mense sê, hoe kry julle dit reg? En ons het kinders en kleinkinders en agterkleinkinders.
En ons het 'n vriende, ons het 'n groot vriendekring. Al die Jafiste, ons boeties en ons sissies. Ek weet nie, maar Jaffa seën ons deur. Maar kom ons neem onsself voor. Ek gaan my nie bekommerd oor môre en oormôre nie. Ja, in 'n besigheid moet ons beplanning doen voorheen. In ons lewens moet daar ook beplanning wees. Maar ons lewe vir vandag. Alhoewel ons weet, die wederkoms kan nie plaasvind, die parousia nie. Want daar is nog nie 'n verbond geteken nie. Die laaste vredesverbond nie. En nadat dit geteken is en bekend gemaak is, nog 1230 dae, 41 maande, voordat die wederkoms op parousia kan plaasvind. Maar ek kan sterf, ek kan 'n hartaanval kry, ek kan karongeluk hê, ek kan sterf. En dan moet ek en u op die plek wees waar ons kan uitlewe uit hierdie lewe. En daarom moet ons in elke opsig 'n voorbeeld wees en 'n wins wees vir die koninkryk van Jafashua. Bedoelend, dit wat ons doen ons nie vir onsself nie. Ons doen dit vir die koninkryk van Jaffa, ons Elohim. Koning Salomo gee vir ons vandag baie goeie raad. Hy sê, gee gehoor en luister na die woorde van die wyse manne, en ek sê, vroue ook. Kyk my vingers, wie die geestelike ondervinding het, en reeds self verskeie foute in hulle lewens gemaak het. Hy sê, en let op my, dis koning Salomo se kennis. En ek sê, ek wil, koning Salomo is alright, maar ek wil let op Jafashua se manier. Ons het jare terug 'n koortjie gesing, less of myself and more about him. Minder van myself en meer van hom. En wat ons ook lewe in die ouderdom waar ons nie sekerheid het dat ons môreoggend kan opstaan nie. Ons het nie sekerheid nie. Hoekom? Want die dood het geen ouderdomsbeperkinge nie. Maar die voordeel is dit, dat ons as Jafiste, volbloed Jafiste, wat strewe in heiligmaking, en lewe in heiligmaking, nou gested wandel in Jafashua. Nie moetswillig die deure oophou, laat die demoniese geeste en Satan self kan inkom nie. Ons het vrede, as die doodsengel by ons moet kom stilstaan. Hoor, ek sê nie, ek wil nie sê doodsengel, ek wil sê die paradysengele. Wanneer die paradysengele by ons kom stilstaan, want ons gaan uitlewe en in die paradys inlewe, sê die woord. So wat doen hy? Koning Salomo het al die kennis, let op my koning Salomo se kennis. Ja, hy kan al die kennis hê, maar weet jy wat, hy het self baie foute gemaak, alhoewel hy al die wysheid gehad het. Ek vra in hakies, wat is die behoud van die bruid van Jafashua? Vir meer as 2000 jaar. Wat is dit wat ons as bruid staande hou? Wat is dit wat ons motiveer om vandag voluit te lewe? Wat is dit wat ons motiveer, alhoewel ons ook terugsla in ons lewens het? En verskillende aanslae. Wat is ons behoud? Ons behoud is Jafashua, die volëinder van ons geloof. En dit wat ons geleer het, deur die foute wat ons reeds gemaak het. Ek kan gaan sit en top oor foute wat ons gemaak het, van nou af vir die volgende week.
En weet jy wat? Dit gaan jou net depressief maak. Dit gaan my net depressief maak. En dit gaan net so smile op Satan se gesig sit. Maar as ek sê dat dit wat ons foutieflik gedoen het, en baie keer onkundig, wat ons dan motiveer om 'n sukses, groter sukses, in die hande van Jahshua te maak. Dis die goed wat vir my 'n plusteken is. En ek wil vanmôre vir u sê, kom ons neig nie op die negatiewe goed nie. Die negatiewe goed is daar om jou af te trek. As jy 'n glas gebreek het, hy het geval. Jy kan die beste Chinese glue gebruik, jy gaan hom nooit weer aan mekaar kry nie. Maar vanmôre is daar genade in die bloed van Jahshua. Daar's hoop in die bloed van Jahshua. Daar's uitkoms in die bloed van Jahshua. Daar's genesing in die bloed van Jahshua. Kom ons gryp hom vas. En ons sê soos 'n Jakob, ek gaan u nie los voor u my nie geseën het nie. In hierdie dag, kom ons wees die beste getuienis vir die koninkryk van Jahshua wat ons moontlik kan wees. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Jahshua kom weer. Halleluja.